toelaat dat jy val nie. Hy sal nie toelaat dat jy swig, want hy slymer of hy slaap nie. Hy laat jou ewig wandel in die lig. Hy laat jou ewig wandel in die lig. Bedags sal die son jou nie steek nie, en snags die maan jou nie bedreig. Hy sal jou ingaan en jou uitgaan, beveilig, beskerm vir altyd. Hy sal nie toelaat dat jy val nie. Hy sal nie toelaat dat jy swig, want hy slymer of hy slaap nie. Hy laat jou ewig wandel in die lig. Hy laat jou ewig wandel in die lig. Goeiedag vriende, ek groet jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Hartlike welkom by die erediensuitsending van Sonstraal Gemeente. Ek staan hier in die sysaaltjie van die kerkgebou van Sonstraal in Durbanville. Maar tegnologie maak dit moontlik dat ons op 'n besondere manier vanoggend kan saam wees. Mag jy beleef hoe God met sy goedheid in jou teenwoordigheid is, en hoe hy sy lig van genade oor jou en oor jou geliefdes skyn. Kom ons wees vir 'n paar oomblikke stil. Aan wie behoort die aarde? Psalm 24 vers 1 herinner ons: aan die Here behoort die aarde en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon, want hy het dit op oseane gegrond en op strome gevestig. Daarom sing ons saam met Psalm 8. Here ons Heer, hoe magtig is u naam oor die hele aarde. U wat u luister bo die hemelruim vestig. Wanneer ek na u hemelruim kyk, die werk van u vingers, die maan en die sterre wat u gevestig het, wat is die mens dan dat u aan hom dink? 'n mensekind dat u aan hom aandag skenk? U het hom net minder as 'n hemelse wese gemaak. U het hom met eer en majesteit gekroon. U laat hom heers oor die werk van u hande. U het alles onder sy voete gestel. Al die kleinvee en beeste, ja selfs die diere van die veld, die voëls van die hemel en die visse van die see, wat verbytrek op hulle roetes deur die oseane. Here, ons Heer, hoe magtig is u naam oor die hele aarde. Amen. Maak my nou stil, Heer, ek wil na u luister. My hart vir u oopmaak, dat u my kan aanraak. Open my oë, my hart en my ore, dat ek u leer ken, en voor u kan lewe. Kom ons bely ons geloof saam met die Christelike Kerk reg oor die wêreld. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees,
gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Vila, kyk net hoe vuil is hierdie tuin van ons. Dit lyk soos 'n wildtuin. Is nie, dit lyk soos 'n plek waar diere woon, 'n dieretuin. Jy moet help skoonmaak. Almal wil nie in 'n varkhok bly nie. Mitsie, jy klink soos my ma. Ek is 'n varkie en ek's baie gelukkig met 'n varkhok huisie. Tishu, hier sal siektes uitbroei. Kom, help skoonmaak. Nee, ek sal nie. Kyk net hoe skyn die son. Dis te warm. God het nie verniet op die 3de dag die see in die sand gemaak nie. Luister. Hoor jy dit? Ek hoor niks. Presies, want dit roep net vir my. Die see en die sand wat my roep. Ek gaan see toe. Jy gaan sink. Porrel, plop. Is nie. Vila, is jy seker jy mag vandag see toe gaan? Ja, die see is geaanposa. Daar sal geen ramifikasies wees nie. Ek weet nie, Vila. Moenie net vir my bel as jy in die moeilikheid beland nie. Ek hou nie van die seesand op my pootjies nie. Ek sal nie. Woep, hier gaan ek. Ek gaan see toe. Laaste kans, Mitsie. Sis, skaam vir jou. If everybody had an ocean across the USA, then everybody'd be served like California. You'd see them wearing their baggies, Warachi sandals too, a bushy blonde hair, serving USA. Mitsie, kan jy my hoor? Mitsie, is jy daar? Hallo, Smitsie muis. Met wie praat ek nou? Mitsie, dis ek, Vila. Ek ken nie 'n Vila nie. Ag, Mitsie, dis nie nou tyd vir grappies nie. Ek is in die moeilikheid. Ek kan nie swem nie. Steek net jou hand op, die lewensredder sal jou vind. Ek is nie in die see nie, ek is in die sand. Ek het jou gesê die sand is 'n probleem. Mitsie, luister nou net. Ek is in 'n gat. 'n Sandgat. Jy het dit self gegrou. Ja, Nou maar dan moet jy daarin sit. Jy het jou eie gat gegrou. maar jy's my helper. Jy moet my help. Die Bybel sê so, God het na my gekyk en gesien, dis nie goed dat ek alleen is nie. Toe maak hy jou om my te help. Jy beland die hele tyd in die moeilikheid. Ek weet nie hoe nie. Jy wil altyd net gehelp word. Kinder, wanneer help jy my? Ek beloof, ek sal van nou af altyd vir jou help om die tuin skoon te maak. Ek sien jou raak, Mitsie. Ek is nie net hier om te speel nie. Ek moet help. Nou begin jy verstaan, want ons moet maak soos God maak en God is ons helper. Ek is gemaak om ander te help en nie altyd net gehelp te word nie. Nou toe, hoe gaan jy nou jouself uit daardie gat help? Jy sal nie glo nie. Hier's kinders wat my help. Ja man, want saam is ons beter. Juichal wat leef, juich voor die Heer, dien God met blydskap, gee hom eer. Kom nader voor sy aangesig en prys hom met 'n lofgedig. Die Heer is God, erken dat hy 'n eie volk vir hom berei. 'n Volk om hom te dien en vrees en skape van sy wy te wees.
Dankie Jesus, dankie, dankie Jesus. Dankie Jesus, dankie, dankie Jesus. Halleluja, loof hom, halleluja. Halleluja, loof hom, halleluja. Gaan deur sy poorte in met lofsang in sy tempelhof. Kom in sy huis so bondsvolk saam, verhef sy lof en prys sy naam. Want goedendierend is die Heer, sy goedheid eindig nimmer meer. Sy trou en waarheid hou krag, tot in die laaste nageslag. Dankie Jesus, dankie, dankie Jesus. Dankie Jesus, dankie, dankie Jesus. Halleluja, loof hom, halleluja. Halleluja, loof hom, halleluja. Dankie Jesus. Voordat ons uit die woord lees, kom ons raak stil en dan bid ons saam. Here, dankie dat ons die geleentheid het om uit die woord te lees. Kom ontmoet ons waar ons is. Here, ons is op verskillende plekke. Daar is van ons wat siek is. Daar is van ons wat geliefdes aan die dood afgestaan het. Daar is ander Here wat hulle werk verloor het. Daar is ander Here wat eensaam is en wat sukkel om emosioneel staande te bly. Kom Here en gebruik hierdie paar oomblikke en u woord en die werking van die Gees om elkeen van ons aan te raak waar ons is. Ons bid dit in u groot en heilige naam alleen. Amen. Ons skriflesing is Genesis 2 vanaf vers 8. Die Here God het 'n tuin aangeplant in Eden, in die ooste, en die mens wat hy gevorm het, daar geplaas. Die Here God het uit die grond allerhande bome laat uitspruit, 'n genoeg om na te kyk en goed om van te eet. Die boom van die lewe was in die middel van die tuin, en ook die boom van die kennis van goed en kwaad. 'n Rivier vloei uit Eden om die tuin nat te maak, en van daar af vertak dit. Dit word 4 hoofstrome. Die Here God het die mens geneem en hom in die tuin van Eden geplaas om dit te bewerk en op te pas. Die Here God het die mens beveel, van al die bome in die tuin mag jy na hartelus eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag wanneer jy daarvan eet, sal jy beslis sterf. Die Here God het ook gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n helper maak, as sy gelyke. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Die meeste van ons het waarskynlik groot geword met die mooi gewoonte om voordat ons eet te bid. Ek weet daar was ook 'n tyd dat 'n maaltyd met 'n dankgebed afgesluit is. In ons tafelgebede sê ons gewoonlik dankie vir die heerlike kos. Ons sê dankie vir hulle wat hard gewerk het om die kos vir ons voor te berei. Maar ons bid ook dat die Here asseblief sal sorg vir hulle wat nie so bevoorreg soos ons is, wat hierdie heerlike bord kos kan geniet nie. Iemand het 'n keer oor ons tafelgebede die volgende gesê. Hy sê, 'n mens kan nie anders as om hierdie tafelgebede te bid nie, want ons het soveel om voor dankbaar te wees. Hoe verskriklik sou dit nie wees om dit bloot as vanselfsprekend te neem nie, en nooit vir die gewer van alle goeie gawes daarvoor dankie te sê nie. Maar, sê hy, is dit ook eintlik 'n gebed wat 'n mens nie durf bid nie. Want, sê hy, sodra jy dit bid, met die wete dat jy bevoorreg is, en dat daar ander is wat nie so bevoorreg is nie, en dat jy vra dat die Here vir hulle sal sorg, is dit eintlik 'n erkenning van die roeping wat jy ontvang het, om vanuit jou posisie van bevoorregting, self
vir ander te sorg wat nie so bevoorreg is nie. Sodra jy dus hierdie tafelgebed bid, sê jy eintlik, Here, stuur my. Die Bybel leer ons dat God van die begin af vir die mens deel maak van God se werk op aarde. Reeds met die skepingsverhaal in Genesis 2, hoor ons dat God die tuin geskep het, met bome en riviere, 'n ruimte vir die mens om uit God se hand van genade en oorvloed te leef en dit te geniet. En hierdie ruimte het God van die begin af aan die mens toevertrou om te bewerk en op te pas. Om te bewerk beteken eintlik dieselfde as om te dien. Dit staan met ander woorde lynreg teenoor uitbuit of misbruik vir eie gewin in te palm. Te dien, om te bewerk, is iets anders. Die boom van lewe in die tuin is God se geskenk van vryheid, waarmee ons die oorvloed lewe wat God gee, kan geniet. Die verbode boom van kennis van goed en kwaad is die duidelike opdrag om nie van hierdie vryheid misbruik te maak nie. Want sien, God se genade is nie goedkoop nie. Dit roep ons tot verantwoording. Ons is aangestel as God se tuiniers, om die pragtige tuin wat God geskep het, saam met hom mooi te maak, op te pas. Dis ons werk, dis ons hoogste bestaansdoel, sodat alles en almal in die tuin sal floreer en God sal erken as die skepper. Dis 'n groot werk, dis harde werk, dis selfopofferende werk. Dit sal elkeen weet wat al 'n bietjie tuin gemaak het. As God die mens roep en aanstel om in die tuin te werk, sien God die mens se grootste eienskap en die mens se grootste behoefte. Naamlik, die mens is alleen. Die mens is beperk. Die mens is nie bekwaam om self of alleen die tuin te bewerk nie. Die mens het 'n helper nodig. 'n ewe knie wat met eie vaardighede die groot tuinwerk kan aandurf. Saam, sodat hulle mekaar kan aanvul en help om 'n beter resultaat te lewer. God sien, dit is nie goed vir die mens om alleen te wees nie. Hier is twee belangrike perspektiewe wat die Nederlandse teoloog van Psalms uitlig, wat ek dink ons moet raak sien. Die eerste is, die Skepper gee nie vir die mens 'n helper, sodat die mens gelukkiger kan wees nie. Ja, dit kom ons wel op die koop toe. Ons vind daai persoon, ons vind meer geluk deur die helper wat ons vind. Maar as God sê, dis nie goed vir die mens om alleen te wees nie, gaan dit nie in die eerste plek oor die mens se eensaamheid nie. Maar dit gaan in die eerste plek oor God se bedoeling van die mens se taak om in die tuin te werk. Dit is nie goed dat die mens self alles moet doen nie. Wat ek God hierin hoor sê is, laat ek God wees, selfstandig en selfgenoegsaam. Die mens is nie God nie. Die mens is nie so selfstandig soos wat hulle wil voorgee nie. Die mens is nie so autonoom soos ons dink ons is nie. Die mens het ander mense nodig. Dit is wat van 'n mens maak. 'n Mens is per definisie medemens. Mense is juis mense, nie gode nie, omdat hulle nie sonder mekaar oor die weg kan kom nie. Mense is per definisie mekaar se helpers. Die tweede belangrike perspektief wat die teoloog van Psalms vir ons gee, is opgesluit in die woordjie in Hebreëus vir helper.
Die woordjie in Hebreëus vir helper is Ezer, wat die manlike vorm is. Ons ken die vroulike vorm ook van die woord Ezer, naamlik Ezra, maar hier word die manlike vorm van helper, Ezer, gebruik. Ons eerste gedagte, naamlik dat die helper vir die man, vir die eerste mens wat God gemaak het, vroulik moet wees. Om as helper vir haar man te moet optree, word hierdeur die nekslag toegedien. Wanneer God dus vir die mens 'n helper maak, 'n Ezer maak, is dit nie in die eerste plek 'n vrou of iemand met die oog op 'n intieme verhouding nie. Dit is iemand wat mede verantwoordelik is vir die bewaring en die mooi maak van die tuin. 'n Helper, 'n gelyke, nie 'n hulp, 'n onderdaan, iemand vir wie jy kan rondsand nie. Nee, 'n helper. Iemand wat net so bekwaam soos ek is. 'n Medemens wat jou help om juis mens te wees en nie 'n God nie. Nie iemand wat dink hy of sy is self voldaan nie, maar iemand wat ander nodig het in hierdie lewe. Daarnaas word vertel hoe God ook die vrou geskep het. So kom ons kyk weer. God sê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek, sê God, sal vir die mens 'n helper gee. Ja, hierdie woord Ezer word in die meeste gevalle in die Bybel vir God gebruik. Want God is tog bo alles ons helper. Maar hier sê God uitdruklik, ek gee hierdie rol van helper oor aan julle om mekaar te help. Eintlik beteken dit, die Here bly ons helper, maar hy maak sy hulp aan ons sigbaar, deur mense vir ons te gee, wat mekaar moet help. Daarom mag ons nie bid, Here, help die mense in nood, terwyl ons rustig agteroor sit en wag dat God iets aan die noodlot van mense moet doen nie. Die oomblik as ons hierdie gebed bid, ontvang ons die verantwoordelikheid om ander te help. Ons kan nie nou meer ons verantwoordelikheid om ander te help, bloot op God afskuif nie, en onsself daarvan vryskeld nie. So maak God vir jou en vir my deel van sy werk op aarde, deur mekaar te help. Die skepingsverhaal in Genesis 2 maak dit duidelik. Nie God of selfs enige ander skepsel wat God gemaak het, hier is bedoel as ons helpers nie. Slegs die mens is gemaak om mekaar se helper te wees. Die Nuwe Testament is deurspek hiervan. Ons lees dat baie duidelik in Jakobus as hy ondubbelsinnig wys dat ware godsdiens beteken en behels sorg aan die wees en aan die wederwees. Om te help waar daar nood is. Dit lê in die hart van God se bedoeling met die mens. Jesus identifiseer met mense wat hulp nodig het. As hy in Matteus 25 sê, en soverre julle vir hulle sorg wat sorg nodig het, die gevangenes, die hongeres, die naaktes, die dakloses, die siekes, die vreemdelinge, en soverre julle vir hulle help en vir hulle sorg julle ook vir my. Help julle vir my. Jesus volbring die doel van die mens, soos die skepingsverhaal dit wys. Jesus is ten volle medemens vir ons, maar is ook die een aan wie medemenslikheid bewys word, deur ons sorg vir hulle met wie Jesus identifiseer. Kom ons sê dit weer. Ons, ek en jy, is geskep as mekaar se helpers. In hierdie mooi tuin wat God geskep het, om elkeen met sy of haar eie unieke bydrae mekaar
te help. So help ons en so word ons gehelp om te doen wat ons moet doen. Het ons nie dit in hierdie tyd van COVID opnuut ontdek nie. Meer as ooit het ons mekaar nodig. Meer as ooit is ons op mekaar aangewese. Meer as ooit is ons daar om mekaar te help en om hulp van ander te ontvang. Meer as ooit het die skanse van selfhandhawing en selfgenoegsaamheid verdwyn. En besef ons het mekaar werklik nodig. En juis deur mekaar te help, sal ons beter deur hierdie moeilike tyd kom. Goddank kan ons nou mens wees, as mekaar se helpers, mekaar se gelykes. As ons die skepingslied sing, is ons bevry van die valse oortuiging dat dit 'n swakheid is om van iemand hulp te vra. Want sien, dit is die rykdom van die skepping wat bedoel is vir elke mens om te deel. Daarvoor werk ons saam in die tuin, sodat almal die vreugde daarvan kan ervaar. So, wat beteken dit prakties vir jou en my? Dalk beteken dit dat ons meer doelbewus sal leef as mense wat op mekaar aangewese is. Dat ek iets het om te deel, iets het om te gee, dat ek sekerlik ook leerbaar en ontvanklik moet wees deur ander se betrokkenheid in my lewe. Dit is dalk so eenvoudig soos om 'n telefoonoproep te maak na iemand wat siek of alleen is. Om iemand emosioneel te ondersteun deur daar te wees en te luister. Om 'n kospakkie op sy te sit of 'n ekstra bord kos gaar te maak om weg te gee. Om iemand dalk 'n vaardigheid te leer. Ek dink byvoorbeeld aan ons naaldwerkgroep by die gemeente. Wat naaldwerk gebruik, die vaardigheid van naaldwerk te gebruik, ook as 'n platform vir die aanleer van ander vaardighede, soos lees en skryf, besigheidsbeginsels, kommunikasie en soveel ander vaardighede wat vir mense geleer word. Om iemand 'n billike salaris te gee, om dit vir hulle moontlik te maak om 'n kans in die lewe te kry. Om vir iemand 'n mentor te wees of om vir jouself 'n mentor te vind. Deur 'n hand van vriendskap uit te reik na iemand in jou buurt. Deur die verpleegster wat lang ure moet werk, sy gras te sny. Deur geduldig te wees met jou werknemer wat sukkel om aan te pas. Deur uit te kyk waar jy jou tyd en gawes kan gebruik om die lewe vir iemand anders makliker te maak. Genesis 2 bevry ons van ons beheptheid met onsself, ons sukses, ons voorspoed, ons geluk. En dit laat ons mekaar raak sien as mense wat God aan ons gegee het om mee saam te werk. Mense is nou nie meer in kompetisie met mekaar nie. En word nie aangewend vir ons persoonlike rykdom en voorspoed nie. Maar ons is mekaar se helpers in God se mooi tuin. Kom ons gaan druk ons hande in die grond en begin werk. Maar kyk op en kyk rondom jou. Sien jy? Jy het baie helpers. Geniet die werk. Sien hoe mooi is hierdie tuin waarin jy woon en werk. Amen. Kom ons bid saam. Here, as ons om ons kyk, dan sien ons die mooi tuin wat U geskep het. En Here, as ons mooi kyk, dan sien ons ook die helpers wat U vir ons gegee het. En dan sien ons die mense na wie toe U ons stuur om ook vir hulle te gaan help. Dankie Here dat U ons kom vrymaak van onsself en dat U vir Jesus Christus U seun gestuur het om vir ons te wys hoe om selfopofferend te leef. Hoe om medemens te wees. Hoe om helper te wees. Leer ons, Here,
hoe om mekaar te help en ook hulp van ander te ontvang. Leer ons om mekaar raak te sien as gelykes, as skepsele na u beeld. Ons bid vir ons kinders en jong mense, wat gereed maak om terug te gaan skool toe. Ons dink aan onderwysers wat terug is by hulle werke. Ons bid, Here, dat ons skole plekke sal wees, waar mense sal leer om mekaar te help en om gehelp te word. Mag dit ook veilige plekke vir ons kinders en jong mense wees, om hulle opvoeding te kry. Here, ons dink aan verpleegpersoneel en dokters en hospitaalpersoneel, wat ekstra ure werk, wat moeg is, wat uitgeput is, emosioneel en fisies. Kom, Here, en hou hulle vas, en stuur ons na hulle toe, om hulle te help waar hulle ons hulp nodig het. Maak ons oë oop, Here, ook verander na wie toe u ons stuur. Dankie dat ons weet, ons is almal helpers, om so van u wêreld 'n mooier en beter plek saam met u te maak. Amen. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. Ontvang nou die seën van die Here. Mag die liefde van die Here Jesus ons na hom toe trek. Mag die krag van die Here Jesus ons sterk maak in sy diens. Mag die vreugde van die Here Jesus ons vervul. Mag die seën van die almagtige God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees tussen ons wees en vir altyd bly. Amen.